Welkom by die Sepcast. Hierdie is die tuiste van die nommer 1 netwerk vir jou lewe. Dis waar ons stadiger dink, dieper kyk en ontdek hoe Jesus nie net toegewerk het nie, maar nou werk. Lam. Dis 'n sagte woord, byna te sag. As jy eerlik is, dis nie die beeld wat jy kies as jy oor krag dink nie. Ek bedoel, niemand sê, wees soos 'n lam, wanneer hulle jou wil inspireer, net voordat jy op die veld draf, of 'n belangrike vergadering of iets. Nee, ons praat van leeu's, van wen, van oorheers, beheer, van wille honde wees. Maar in die Bybel, kies God 'n lam. En dis waar die storie begin draai. Eksodus 12. Israel is vasgevang, geen mag nie, geen uitweg nie, en God sê nie, werk harder of veg slimmer nie. Hy sê, neem 'n lam, slag dit, smeer die bloed aan die deur. Dis amper 'n bietjie te eenvoudig, of hoe? Te vreemd. Want dit voel nie soos 'n oplossing nie. Dit voel nie soos aksie nie. Maar daardie nag gebeur iets ongelooflik. Oordeel gaan verby. Nie omdat hulle sterk was nie, maar omdat daar 'n lam was. En hier is die dieppunt, sou ou kon sê. Hulle word nie net uit Egipte gered nie. Hulle word gevorm. Hulle identiteit begin nie by wat hulle doen nie, maar by wat vir hulle gedoen is. As ou nou so 'n bietjie fast forward, Johannes die Doper sien Jesus en sê in Johannes 1 vers 29, kyk, die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. En jy kan amper voel hoe vreemd dit val op die ore, want niemand wag vir 'n lam nie. Ons wag vir iemand wat dinge regmaak, iemand wat oorneem, iemand wat wys hoe dit gedoen moet word. Maar God wys iets anders. Hy wys homself en hy lyk soos 'n lam. En hier is waar dit ongemaklik raak. 'n Lam wen nie op die manier wat ons verstaan nie. 'n Lam gee oor, 'n lam word geoffer en tog, dis presies hoe Jesus die wêreld red. Nie deur mag nie, deur liefde wat bereid is om te ly. Openbaring 5 vat dit nog verder. Johannes hoor van 'n leeu, die soort beeld wat ons verwag, maar wanneer hy kyk, sien hy 'n lam, asof geslag. Met ander woorde, die krag van God lyk nie soos beheer nie, dit lyk soos selfopoffering. En as dit waar is, dan verander dit alles. Dit beteken krag is nie om altyd te wen nie, maar om getrou te bly. Dit beteken oorwinning is nie om ander te oorheers nie, maar om jouself te gee. Dit beteken lewe is nie om alles te hou nie, maar om te leer om oor te gee. En dan, die draai wat hoop bring, die lam bly nie dood nie, die lam staan op en uiteindelik, in Openbaring 19, sien ons nie net 'n offer nie, maar 'n fees, 'n bruilofsmaal, die lam in die middel. Nie net as die een wat gegee is nie, maar as die een wat nooi. So hier's die vraag, wat dit alles raak. Wat as jou grootste probleem nie is dat jy nie sterk genoeg is nie, maar dat jy probeer leef soos 'n leeu in 'n wêreld waar God soos 'n lam werk? Waar probeer jy beheer vat? Waar God jou vra om te vertrou? In jou werk, jou kinders, jou toekoms, jou reputasie? Kies een ding, net een. En vandag gee dit oor. Nie passief nie, maar doelbewus, in gebed en vertroue. Want hier by SA Gemeente sê ons is die nommer 1 netwerk vir jou lewe, daar waar ons bly werk en speel. En dit beteken ons bou nie ons lewens rondom prestasie nie, maar rondom 'n persoon, die lam. En dalk is dit die mees radikale waarheid van alles. Die wêreld sê, wees die leeu. Jesus sê, vertrou die lam. En miskien is dit waar lewe regtig begin. Tot môre, mooi loop.